Hallo julle en welkom by vandag se oordeenking. Die Australiese verpleegster Bronnie Ware het baie jare terug nogal groot opslag gemaak nadat sy vir jare gewerk het met mense wat terminaal siek was. En sy het vir elke persoon gevra of daar iets is in hulle lewens waaroor hulle spyt is. Sy het 'n artikel daaroor geskryf wat toe uiteindelik 'n boek geword het met die titel The Top 5 Regrets of the Dying. En die top 5 goed lê as volg. Die eerste ding wat mense gesê het was, ek wens ek het die moed gehad om die lewe te leef wat ek wou hê en nie die lewe wat ander van my verwag het nie. Die tweede ding was, die het sy die meeste gehoor by mans, ek wens ek het nie so hard gewerk nie. Die derde een was, ek wens ek het die moed gehad om my ware gevoelens te deel. En die vierde een was, ek wens ek het kontak met ou vriende behou. Laastens was dit, ek wens ek het myself toegelaat om gelukkiger te wees. Nou hierdie is van mense wie slegs 8 tot 12 weke oorgehad het om te leef en hulle kyk terug op sekere besluite en sekere verwyte. En hulle het tot die hartseer slotsom gekom dat ek nie heeltemal gelewe het soos ek moes nie. En dis mense wat nie net op 'n jaar terugkyk en voel hulle het verkeerde besluite gemaak nie, maar dis mense wat op 'n leeftyd terugkyk en sê, daar sekere maniere wat ek geleef het, daar sekere keuses wat ek gemaak het, wat ek nou aan dink, wat ek nie moes gemaak het nie. En hoeveel van die mense storie is hierdie nie? Dat mense eers wag tot hulle ou dag, of op hulle sterfbed, of dat hulle 'n nabye dood ervaring het, voor hulle besef, ek het so hard gewerk, en ek het vergeet om te lewe. Nou in die psalms wat Moses geskryf het, skryf hy in Psalm 90 vers 10 tot 12 die volgende woorde. Hy sê, ons lewe maar 70 jaar. Of, as ons baie sterk is, dalk 80. En die is vol swaar kry en leed. Dis gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van u toren beter as u dienaars? Wie ken u gramskap beter? En dan sê hy die kragtigste lyn in die hele teks. Hy sê, leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. En hier praat hy met God oor die temas wat van belang is vir 'n lewe wat 'n vars blik op die hede nodig het. Want so 'n lewe begin by eerstens 'n perspektief. Perspektief op die ewigheid, perspektief oor die ewigheid van God, perspektief oor jou eie broosheid en die kortstondigheid van jou hier wees. En so Moses nooi my en jou in 'n gebed wat opnuut eerstens verklaar wie God is, tweedens verklaar wie ek is en dat ek nie die twee met mekaar moet verwar nie. Jy sien, ek en jy jaag soms teen 'n spoed wat nie 'n vars blik op die hede het nie, wat nie die hier en die nou, die present time kan pas aangee nie, pas byhou nie. Ek lewe veral in die toekoms. Ek lewe in die angstigheid wat nog kom, die bills wat moet betaal word, die kinders wat moet skool gaan, dit wat dalk gaan gebeur waaroor ek nou vrese het, maar niks aan kan doen nie. Ek lewe in die probleme wat volgende maand of volgende jaar my naam op het. Maar dan mis ek uit op wie God my nou roep om te wees. Ek mis uit op waar hy my nou nodig het om te dien. Jy sien, om konstant in die toekoms te leef is 'n vorm van probeer God speel oor die toekoms. Ja, ons moet beplan vir die toekoms, maar ons moet dit nie probeer beheer nie. Ons moet dit nie probeer draai in ons guns nie. Ons moet nie probeer God se werk oor die ewigheid wat kom. Ons moet nie sy werk probeer steel nie. En Moses klink vir my pynlik bewus dat mense lewens slegs 'n asem lank is. Dan is dit verby. 80 jaar op die meeste, sê hy. En om 'n vars blik op die hede te kry is om te bid, soos wat Moses in vers 12 tot die Here bid. Leer my dae so gebruik, dat ek wysheid kan bekom. Met ander woorde, leer my in die hede leef, dat ek wysheid kan hê oor die toekoms. Leer my om elke dag te weet, ek gaan nie vir altyd hier wees nie. Daarom moet ek my tyd, my talente, my hulpbronne wys mee omgaan. Die vraag is, hoe sal dit vir jou lyk om elke oggend op te staan en hierdie vers te bid? Here, leer my vandag
om die kortheid van die lewe te besef en laat my doen wat U van my vra, want dis hoe ek wys word in die lewe. Kom ons bid saam. Here God, is my gebed dat Moses se woorde aan ons hart se snare sal raak elke oggend wanneer ons oë oopmaak en dankbaar is vir die dag, dat ons sal bewus wees, die lewe is kort. Ek moet doen wat U van my vra. Ek moet nie met verwyte sterf nie. As ek moet jammer sê, moet ek dit gaan doen. As ek moet 'n boodskap stuur vir iemand, moet ek dit gaan doen. Ek moet bewus wees dat die hede net soveel saak maak soos die toekoms waarvoor ek beplan. In Jesus Christus se naam alleen. Amen.